Kom ons neem 'n bietjie tyd om God se woord te bestudeer met die preek getiteld, Die teken om rampe te ontsnap en die boodskap van waarskuwing. Laat ons vandag eers 'n deurslaggewende vraag oorweeg. Waarom teken God in die Bybel 'n teken op om rampe te ontsnap en waarom gee hy ons 'n waarskuwingsboodskap voordat hierdie gebeure sal plaasvind? Wanneer 'n waarskuwingsboodskap gelewer word, moet ons baie aandag daaraan gee. Versuim om dit te doen sal onvermydelik skade aanrig. Byvoorbeeld, in 'n woonstel parkeerterrein was daar 'n waarskuwingsbord wat gelees het: Moenie hier parkeer nie. Omdat hy nie 'n ander geskikte plek kon kry nie, het 'n man die waarskuwing verontagsaam en in elk geval daar geparkeer. Toe hy egter die volgende oggend uitkom om werk toe te gaan, het hy gevind dat sy motor heeltemal bedek en gevlek is deur ryp persimmons wat daarop geval het. Eers toe het hy die rede vir die waarskuwing verstaan, maar wat help sy spyt? Dit was reeds te laat. Daarom het hy geen ander keuse gehad as om werk toe te ry in 'n motor waarvan die dak en buffer heeltemal met persimmons besmeer was nie. Hierdie verhaal leer ons dat wanneer 'n waarskuwing gegee word, daar altyd 'n beduidende rede daarvoor is. In die verlede het die Israeliete ook by verskeie geleenthede sulke waarskuwings ontvang. Ons geloofsvoorvaders het aandag gegee aan die boodskappe van waarskuwing en God se wil genadiglik gehandhaaf. Maar die heidene het met sulke boodskappe gespot. Gevolglik het die hele mensdom in die tyd van Noag omgekom. En in die tyd van Lot is die mense van Sodom en Gomorra totaal vernietig. God het geen onnodige woorde in die Bybel ingesluit nie. Met watter doel sê die Bybel dat hulle geskryf is? Die woorde van God is geskryf vir ons redding. God teken niks op wat onnodig is of wat nie met ons redding verband hou nie. Sal dit nodig wees om 'n waarskuwing te plaas op 'n plek waar geen gevaar bestaan nie? Byvoorbeeld, 'n waarskuwingsteken oor valryp persimmons word geplaas om 'n ongelukkige voorval te voorkom vir iemand wat hul motor parkeer. As mense dit ignoreer, sal hulle uiteindelik die prys betaal. Daarom vandag onder die preek getiteld, Die teken om rampe te ontsnap en die boodskap van waarskuwing. Laat ons die Bybel ondersoek vir die wil van Vader en Moeder, aangesien profete ons al duisende jare gewaarsku het. Laat ons deur die Bybel ondersoek wat ons geloofshouding teenoor hierdie waarskuwings in hierdie tydperk van die Heilige Gees behoort te wees. Kom ons kyk saam na die lering in 1 Konings hoofstuk 13 vers 11. Daar was 'n ou profeet wat in Betel gewoon het. Sy seuns kom toe en vertel vir hom alles wat die man van God daardie dag in Betel gedoen het. Wat hy vir die koning gesê het, ook dit het hulle vir hulle vader vertel. Toe vra hulle vader vir hulle, met watter pad het hy geloop? Sy seuns wys toe vir hom die pad waarmee die man van God wat uit Juda gekom het, geloop het. Daarop sê hy vir sy seuns, saal vir my die donkie op. Hulle saal toe vir hom die donkie op. Hy het opgeklim en agter die man van God aangegaan. Toe hy by hom kom waar hy onder 'n terebintboom sit, vra hy vir hom, is jy die man van God wat van Juda afkom? Hy het geantwoord, ek is. Hy sê toe vir hom, gaan saam met my huis toe en eet iets. Maar hy antwoord hom, ek kan nie saam met jou teruggaan of saam met jou na binne gaan nie. Ek mag nie saam met jou brood eet of water drink op hierdie plek nie. Want die boodskap deur die woord van die Here aan my was, jy mag nie daar brood eet of water drink nie. Jy mag nie teruggaan met die pad waarmee jy gegaan het nie. God het hom 'n duidelike waarskuwing gegee. Daar was 'n duidelike rede hiervoor. God gee nie waarskuwings bloot om ons sonder rede bang te maak.
of bloot om 'n vertoning van sy krag en mag te maak nie. God het hom beveel om dit nie te doen nie, maar laat ons kyk wat gebeur het. Vers 18. Maar die ou profeet sê vir hom, ook ek is 'n profeet, net soos jy 'n engel het met my deur die woord van die Here gepraat en gesê, bring hom saam met jou terug na jou huis, sodat hy brood kan eet en water kan drink. Hy het vir hom gelieg. Hy het toe saam met hom teruggegaan en in sy huis brood geëet en water gedrink. Terwyl hulle aan tafel sit, kom die woord van die Here tot die ou profeet wat hom laat omdraai het. Hy kondig toe vir die man van God wat uit Juda gekom het, aan. So sê die Here, omdat jy in opstand gekom het teen die bevel van die Here en nie die opdrag wat die Here jou God jou gegee het, nagekom het nie. Maar omgedraai het en brood geëet en water gedrink het op die plek waarvan hy vir jou gesê het, moenie brood eet of water drink nie. Sal jou lijk nie in die graf van jou voorouers kom nie. Nadat hy brood geëet het en nadat hy gedrink het, het die ou profeet vir die profeet wat hy laat omdraai het, 'n donkie opgesaal. En hy het vertrek. Maar 'n leeu het op die pad op hom afgekom en hom doodgebyt. Sy lijk het in die pad bly lê, terwyl die donkie daar langs aan staan en die leeu langs die lijk staan. Juist toe het daar mense verbygegaan. Hulle het die lijk in die pad sien lê en die leeu wat langs die lijk staan. Hulle gaan toe en vertel dit in die dorp waar die ou profeet woon. Die profeet wat hom op die pad laat omdraai het, hoor dit toe en sê, dit is die man van God wat in opstand gekom het teen die bevel van die Here. Die Here het hom aan 'n leeu oorgegee en die het hom verskeur en doodgemaak, ooreenkomstig die woord van die Here, soos hy vir hom gesê het. Soos ons in hierdie gedeelte kan sien, is daar 'n boodskap van waarskuwing wat God aan die man van God gegee het toe hy afgegaan het na Bethel. Aangesien hy egter daardie waarskuwingsboodskap verontagsaam het, was die gevolg dat 'n leeu hom ontmoet en hom doodgemaak het, en sy liggaam is weggegooi, 'n werklik ongelukkige einde. Ons word geleer dat alles wat in die verlede geskryf is, vir ons opgeteken is. Daarom moet ons 'n oomblik neem om te dink, waarom is sulke verslae in die Bybel opgeteken? Watter gevolge ontstaan as ons nie die waarskuwings wat God ons gegee het behoorlik aanvaar nie? God het nie hierdie rekords nagelaat om ons bang te maak nie. Binne elke waarskuwing wat God ons gee, is daar altyd sy wil om ons te beskerm. Die man in die storie moes werk toe ry in 'n motor wat deur gevalle persimmons verwoes is toe hy 'n waarskuwing verontagsaam het. Net so het die man van God oor homself die tragedie gebring om deur 'n leeu verskeur te word toe hy 'n waarskuwing verontagsaam het. Dan moet ons oorweeg waarom God vir ons sulke bevele in hierdie eeu gee deur te sê: wees voorbereid en wees gereed en ontvang die seël van die nuwe verbond Pasga sodat jy die laaste ramp kan vryspring. Waarom sou hy vir ons so 'n boodskap van waarskuwing stuur? Ongeveer 3500 jaar gelede, in die tyd van Moses, het die volk Israel in Egipteland gewoon. Net voor hulle uittog uit Egipte, die aand voor hulle vertrek, het God hulle beveel om die Pasga te hou. Daardeur het God die volk Israel uit die sondige Egipteland verlos. Vir die Egiptenare het God egter daardie dag as 'n dag van vernietiging bepaal waarop hy al hulle eersgeborenes sou doodmaak. In daardie tyd het God 'n spesifieke belofte gemaak. Die belofte was dat as die bloed van die paaslam aan die bokant en sye van die deurkusyne gesmeer word, wat sou gebeur, ongeag wie se huis dit was, of 'n Egiptenaar of 'n Israelietsin? Die ramp sou verbygaan. God het egter gesê dat enige huis sonder die bloed aangetast sal word, al is dit die huis van 'n Israeliet. Hoe het die volk Israel op hierdie waarskuwing gereageer? Almal van hulle het dit aanvaar en voorbereidings getref. In elke Israelietse huishouding is 'n lam geslag en sy bloed is aan die kante en bokant van die deurkusyne gesmeer. Wat van die Egiptenare?
Nie een van hul huishoudings het dit gedoen nie. Met ander woorde, die verskil lê tussen die Israeliete wat die waarskuwing aanvaar het en die Egiptenare wat nie die boodskap van waarskuwing ernstig opgeneem het nie. Kom ons keer kortliks terug na daardie geskiedenis van 3500 jaar gelede om die uitkoms te sien. Terwyl ons dit doen, laat ons weer nadink oor die voorsienigheid van God, wat die Pasga so baie beklemtoon het om onsselfs in hierdie tyd van rampe te spaar. Kom ons blaai saam na die woorde in Eksodus hoofstuk 12 vers 11. Dit is hoe julle dit moet eet, met heupe omgord, julle sandale aan julle voete en julle wandelstokke in julle hande. Julle moet dit haastig eet. Dit is die Pasga van die Here. Ek sal daardie nag deur Egipteland gaan en alle eersgeborenes in Egipteland tref, mens en dier. Oor al die gode van Egipte sal ek oordeele voltrek. Ek is die Here. Dit is die toneel waar God 'n waarskuwing gegee het, reg? Die bloed sal vir julle as 'n teken dien aan die huise waarin julle is. Wanneer ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan. Daar sal by julle geen plaag deur die vernietiger wees wanneer ek Egipteland tref nie. Hierdie dag moet vir julle dien as 'n herinneringsdag. Julle moet dit as 'n fees ter ere van die Here vier. As 'n voorskrif wat altyd vir julle nageslagte geld, moet julle die dag feestelik vier. Hy het hulle beveel om dit te vier vir die geslagte wat kom. Kom ons gaan na vers 21. Moses het toe al die oudstes van Israel geroep en vir hulle gesê: "Vang en neem self lammers vir julle familiegroepe en slag die Pasgalam. Neem 'n bossie marjolyn en doop dit in die bloed wat in 'n bak is. Vee van die bloed wat in die bak is, aan die bokant en aan die twee sykante van die kosyne. En wat julle betref, niemand mag by die deur van sy huis uitgaan tot die volgende oggend nie. Die Here sal deur die land gaan om die Egiptenare te tref, en wanneer hy die bloed aan die bokant en die twee sykante van die kosyn sien, sal die Here by die deur verbygaan en die vernietiger nie toelaat om julle huise binne te gaan om julle te tref nie. Kom hierdie saak na as 'n voorskrif wat vir altyd geld vir jou en jou kinders. Wanneer julle in die land kom wat die Here aan julle sal gee, soos hy beloof het, moet julle hierdie gebruik nakom. Wanneer julle kinders julle vra, wat beteken hierdie gebruik vir julle? Dan moet julle sê, dit is die Pasgaoffer vir die Here, hy wat by die huise van die Israeliete in Egipte verbygegaan het, toe hy die Egiptenare getref het. Ons huise het hy egter gespaar. Die volk het toe gekniel en in aanbidding gebuig. Wat het hulle gedoen? Hulle het presies gedoen wat God hulle beveel het. Die Israeliete het gegaan en dit gedoen. Soos die Here Moses en Aaron beveel het, het hulle gemaak. Nie 'n enkele persoon is benadeel op die plekke waar hulle die waarskuwingsboodskap aanvaar en daarvolgens opgetree het nie. Kom ons gaan aan na vers 29. Dit het teen middernag gebeur. Die Here het alle eersgeborenes in Egipteland getref, van die eersgeborene van die farao wat op die troon gesit het tot die eersgeborene van die krygsgevangene in die kerker, ook al die eersgeborenes van die vee. Die farao het in die nag opgestaan, hy al sy amptenare en al die Egiptenare. Daar was 'n harde geskreeu in Egipte, want daar was nie 'n enkele huis waar daar nie 'n dooie was nie. Is selfs 'n enkele huis onaangeraak gelaat. Nie eens 'n enkele huis is gespaar nie. Dit is wat gebeur wanneer ons nie die boodskap van waarskuwing aanvaar nie. Toe God verwoesting deur Egipte gebring het en geen huis deur die dood onaangeraak gelaat het nie, kon Farao nie meer die Israeliete gevange hou nie. Daardie nag het hy vir Moses en Aaron geroep en gesê: "Vat al jou mense en gaan." Die verslag van hulle bevryding begin in vers 31. As ons daardie geskiedenis van 3500 jaar gelede in ag neem, die kontras tussen die streek Gosen, waar die Israeliete wat die boodskap van waarskuwing aangeneem het, gewoon het, en die ander streke van Egipte waar daardie boodskap verwerp is, dan moet ons tot die gevolgtrekking kom dat ons nie die saak van die finale oordeel wat God oor die mensdom sal bring, in hierdie huidige era kan verwaarloos nie. In elke eeu moet ons aandag gee aan die boodskap van waarskuwing. Wat sou egter gebeur as ons eers begin voorberei het nadat die ramp reeds begin afspeel het? Teen daardie tyd sou dit te laat wees. Om hierdie rede, hoe beskryf die boek 1 Tessalonisense die Here se koms?
Hy sal onverwags kom, skielik soos 'n dief. As ons dit verwag het, sou ons voorbereid gewees het. Soos geskryf is, julle nie weet op watter dag julle Here kom nie. Sal hy skielik soos 'n dief kom, wat sal dan die uitkoms wees? Mense sal onvoorbereid wees omdat hulle nie daarin kon glo nie. Al stuur God al vir duisende jare sy boodskap van waarskuwing, is daar steeds diegene wat weier om dit te aanvaar. Hulle sê, daardie selfde ou storie. Is dit nie wat die pastoor altyd verkondig nie? Om dit eenvoudig te stel, vir diegene wat God se woord so verwerp, sal probleme ontstaan, al is hulle die volk Israel. Soos ons vroeër in 1 Konings gesien het, het selfs die man van God wat na Bethel gegaan het, 'n verskriklike ramp in die gesig gestaar, omdat hy versuim het om die waarskuwing wat God hom gegee het, te gehoorsaam. Vandag, terwyl ons onsself afvra, waarom is sulke rekords in die Bybel? Ek hoop ons kan God se waarskuwingsboodskap vir hierdie eeu noukeurig ondersoek deur 1 Tessalonisense hoofstuk 5. Kom ons blaai saam na 1 Tessalonisense hoofstuk 5 vers 1. Oor die tye en geleenthede, broers, is dit nie nodig dat ons aan julle skryf nie, want julle weet self baie goed dat die dag van die Here soos 'n dief in die nag kom. Wanneer hulle sê, daar is vrede en veiligheid, beteken dit dat dit voorspel kan word of nie? Op so 'n tyd, wanneer daar vrede en veiligheid is, en daar geen tekens van rampe is nie, kom daar skielik vernietiging oor hulle, soos geboortepyne 'n swanger vrou oorval. Gee die pyne van bevalling 'n waarskuwing voor hulle aankom. Hulle kom skielik, nie waar nie. 'n Vrou sit dalk vir aandete, en die volgende oomblik word sy na die hospitaal gehaas. Iemand anders loop dalk in die straat af, en skielik is dit tyd. Daar is self stories op die nuus oor vroue wat op 'n vliegtuig geboorte skenk, iewers hoog bo die wolke. Kom daar skielik vernietiging oor hulle, soos geboortepyne 'n swanger vrou oorval, en hulle sal beslis nie ontkom nie. Hoe sal vernietiging oor hulle kom? Wat beteken die woord skielik? Dit beteken daar is nie tyd om gereed te maak nie. Dit kom terwyl hulle heeltemal onvoorbereid is. Wat gebeur dan? Die Bybel sê, hulle sal nie ontsnap nie. Wat is dit wat hulle nie kan ontsnap nie? Dit sê nie een van hulle sal geensins rampspoed en vernietiging vryspring nie. Daarom, wat moet ons nou doen? Het God ons nie gewaarsku nie? Vir duisende jare het God ons gewaarsku teen hierdie eeu, tog verwerp mense dit en sê, sekerlik nie, sulke goed waai altyd oor. Nou verander die werklikheid in die presiese verhaal van die seun wat wolf geroep het. 2 Petrus hoofstuk 3 vers 6. En deur hierdie dinge is die antieke wêreld deur water oorstroom, en het dit vergaan. Maar die huidige hemele en die aarde word deur dieselfde woord vir vuur op sy gesit, dit word bewaar. Ons moet onsself afvra, waarom bestaan hierdie woorde? Waarom het die profete geïnspireer deur die Heilige Gees, hierdie geskrifte vir ons in die Bybel opgeteken en nagelaat? Dit is iets wat ons beslis ter harte moet neem. Al hierdie is waarskuwings. Wees daarom voorbereid op al hierdie dinge. Wees gereed. Vernietiging kom nie nadat dit baie tekens getoon het nie. Dit kom skielik sonder kennisgewing. Toe die Sionsie brug ineengestort het, het dit so bietjie vir bietjie gebeur. Baie motors vol mense op pad werk toe was op die brug. Leerders het op busse geklim om skool toe te gaan. Toe skielik het die brug meegegee en ineengestort. Al hierdie dinge het in 'n oomblik gebeur. As hulle geweet het, sou niemand sekerlik daardie brug oorgesteek het nie. God voorsien egter alles. So, wat doen hy? Aangesien hy die einde van die begin af sien, het hy ons, sy kinders, gewaarsku. Hy het hierdie dinge aan ons bekend gemaak. In die laaste dae is daar geskrywe dat terwyl die wêreld in Noag se tyd deur 'n vloed vernietig is,
is die huidige hemele en aarde bewaar vir vuur, bewaar vir die dag van oordeel en vernietiging van die goddeloses. God het egter vir ons hierdie waarskuwingsboodskap gestuur om een rede. Hy wil nie hê dat iemand verlore moet gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Kom ons gaan aan na vers 9. Die Here stel nie die belofte uit, soos party mense dink nie. Inteendeel, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê sommige mense moet verlore gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Deur hierdie waarskuwingsboodskap begeer God dat al sy kinders vinnig tot bekering moet kom en op die pad van verlossing kom. Vers 10. Die dag van die Here sal egter kom soos 'n dief, 'n dag waarop die hemele met 'n gedruis tot 'n einde sal kom, en die elemente sal uitbrand en vergaan, en die aarde en wat daarop gedoen is, ontbloot sal word. As al hierdie dinge so sal vergaan, watter besondere mense moet julle dan nie wees nie? Aangesien hierdie dinge sekerlik sal gebeur, watter soort mense behoort ons te wees? Aangesien die geskiedenis van die verlede 'n skadu is van die dinge wat kom, moet ons terugkyk na die geskiedenis van die tyd van Moses 3500 jaar gelede. As ons terugkyk, wat het gebeur met elke enkele gesin wat nie aggeslaan het op die boodskap van waarskuwing nie? Nie 'n enkele huis is van verwoesting gespaar nie. Die Bybel sê vir ons dat die gesinne wat God se woord van waarskuwing gehoorsaam het, die pasgalam geslag en sy bloed aan die kante en bokant van hul deurkusyne gesit het. Almal die genade ontvang het om van die ramp bevry te word toe die vernietigende engel oor hul huise gegaan het. Kom ons kyk weer na vers 11. As al hierdie dinge so sal vergaan, watter besondere mense moet julle dan nie wees nie? Mense wat 'n heilige lewe lei en godvreesend leef, wat na die aanbreek van die dag van God uitsien en dit probeer bespoedig. Dit is die dag waarop die hemele, deurdat dit verbrand word, sal vergaan en die elemente sal uitbrand en wegsmelt. Tog, wat het ons? Ons het God se belofte. Maar ons verwag, volgens sy belofte, nuwe hemele en 'n nuwe aarde, waar geregtigheid woon. Daarom, geliefdes, omdat julle hierdie dinge verwag, streef ernstig daarna om deur hom in vrede, vlekkeloos en onberispelik bevind te word. Sekerlik, hierdie belofte van God is aan ons gegee. In enige tyd, wanneer 'n boodskap van waarskuwing kom, sal diegene wat dit verontagsaam, vernietig word. Hoe het Lot se skoonseuns in die tyd van Sodom en Gomorra op die waarskuwingsboodskap gereageer? Hulle het dit geïgnoreer en almal het gesterf. As ons die boodskap van waarskuwing minag, sal ons almal in vernietiging beland. Boonop eindig hier die vernietiging nie met die vernietiging van die vlees nie. Saam met die vernietiging van die vlees, watter ander soort vernietiging kom ook? Aangesien dit lei tot die ewige vernietiging van die siel, moet ons vinnig God se boodskap van waarskuwing verkondig dat alle mense die rampe deur die nuwe verbond Pasga moet vryspring. Net soos Lot na sy skoonseuns gegaan het om hulle te waarsku oor die oordeel wat kom oor Sodom en Gomorra. Hierdie woorde is in die Bybel vir 'n rede. Ons moet nooit onverskillig hierna kyk nie. Kom ons graweer God se belofte in Psalms hoofstuk 91 wat sê: God se kinders wat God se wil gehoorsaam, sal beskerm word teen rampe en veilig gehou word, al val 1000 aan hulle sy en 10.000 aan hulle regterhand. Psalms hoofstuk 91 vers 7. Daar kan 1000 langs jou val en 10.000 aan jou regterkant. Die feit dat 1000 sal val en 10.000 sal val, verwys nie na klein rampe waar 1 of 2 mense sterf nie. Ons kan sê dat hierdie ramp werklik 'n geweldige ramp is. Daar kan 1000 langs jou val en 10.000 aan jou regterkant, naby jou sal dit nie kom nie. Hoekom kan die ramp nie naby hulle kom nie? Is dit nie omdat daar 'n teken van God is wat verhoed dat dit naby hulle kom nie? Hy het aan ons almal die teken gegee om rampe te ontsnap. Waar staan daar in Openbaring dat die teken geplaas is? Dit sê daardie seël is op ons voorkoppe geplaas. Het hy dit nie so gemaak dat ons nooit benadeel kan word nie? Kom ons gaan voort.
Jy sal maar net toe kyk, die vergelding van goddeloses sal jy sien. Ja, U Here is my skuilplek. Die Allerhoogste het jy jou woning gemaak. Onheil sal jou nie oorval nie en 'n plaag sal nie naby jou tent kom nie. Want hy sal sy engele oor jou opdrag gee om jou te beskerm op al jou paaie. Op die hande sal hulle jou dra, sodat jou voet nie teen 'n klip stamp nie. Op leeu's en horingslange sal jy trap, jong leeu's en slange sal jy vertrap. Omdat hy my liefhet. Wat sal die Here doen? Sal ek hom bevry? Uiteindelik, watter soort mense is diegene wat God liefhet? In Johannes hoofstuk 14, vers 15 staan geskryf: As julle my liefhet, sal julle my gebooie onderhou. Watter van God se gebooie word dan hierna verwys? Terwyl ons die opdrag van die Pasga heilig hou, het hy ons nie die belofte gegee om rampe te ontsnap nie. Kom ons blaai na Johannes hoofstuk 14 vers 15. As julle my liefhet, as julle God waarlik liefhet, wat moet julle doen? Sal julle my gebooie onderhou? Kom ons gaan aan na vers 21. Wie my gebooie het en dit onderhou, hy is wie is hy? Die een wat my liefhet. Volgens hierdie twee verse, vir wie het 'n mens werklik lief wanneer hy of sy God se gebooie nakom? In Psalms hoofstuk 91 sê God: 1000 langs jou val en 10.000 aan jou regterkant, maar wat sal hierdie plaag aan jou doen? Naby jou sal dit nie kom nie. Wie is die mense wat God se gebooie bewaar? Is hulle nie die kinders van Sion, die mense van die feeste nie? Onder die feeste bevat die Pasga van die nuwe verbond die belofte om rampe te ontsnap. Vir almal wat die seël deur die nuwe verbond Pasga ontvang het, het God 'n duidelike belofte gegee. Selfs wanneer 1000 aan hulle sy val en 10.000 aan hulle regterkant, nie verwysend na een of twee individue nie, maar na ontelbare mense wat gelyktydig rampspoed ly. Hy sal hulle red, by hulle bly en hulle beskerm, en nie toelaat dat enige ramp naby hulle tent kom nie. Hierdie waarskuwing is nie net 'n waarskuwing wat vir 1 of 2 jaar aan die mensdom gegee word nie. Dit is 'n waarskuwing wat vir duisende jare oorgelewer is. Diegene wat sê, ek het nie hierdie waarskuwing gesien nie. Ek het nog nie daarvan gehoor nie, is leienaars. 'n Waarskuwing wat vir 'n jaar of 2 gegee word, dra gewig. Selfs 'n waarskuwing vir 1 dag is steeds effektief, maar God het 'n waarskuwing gegee vir meer as 1000 jaar. Daarom kan ons nie verskonings maak soos, ek het dit nie gesien nie, so ek het nie geweet nie. Of, al het dit bestaan, het dit nie werklik gelyk nie, so ek het dit nie gehou nie. Daarom bid ek dat selfs al kom sulke rampe skielik oor ons almal na Sion sal vlug, sodat ons saam met Vader en Moeder volkome verlos kan word van alle rampe en ons hoop kan stel op die ewige koninkryk van die hemel. Daarom sê God in die gedeelte, aangesien hy my liefhet, sal ek hom red. Wat is dan die seker bewys dat ons God liefhet? Word dit nie gevind in die gebooie wat ons nou onderhou nie? Jesus het gesê, as julle my liefhet, sal julle my gebooie onderhou, en wie my gebooie het en dit onderhou, hy is die een wat my liefhet. Op hierdie manier het Jesus onderskei tussen diegene wat hom net met hul lippe eer deur te sê, ek het u lief, en diegene wat hom met opregte harte liefhet, selfs sonder woorde. Dan, waar is die einste plek waar hierdie mense bymekaar kom? Dit is Sion waar God se feeste gevier word. Is dit nie ons kerk van God nie? Dit is ons Sion wat regoor die wêreld bestaan. In Sion word die geseënde feeste onderhou en Sabbat-aanbidding word in God se oorvloedige genade gehou. Ons moet aandag gee aan God se seker boodskap van waarskuwing. Oorweeg asseblief die uitkoms wat aan die Israeliete gegee is nadat hulle God se woord deur Moses 3500 jaar gelede ontvang het. Die Bybel teken aan, die Israeliete het gegaan en dit gedoen.
Soos die Here Moses en Aaron beveel het, het hulle gemaak. Vandag het ek aan u oorgegee wat God beveel het. Daarom moet ons ook in ooreenstemming met God se leringe na Sion vlug. Ek glo dat ons sekerlik mense moet word wat genadiglik die heilige feeste van die lewe in Sion hou, waarop God sy seëninge sal uitstort. Baie dankie.